Goeienaand broeders en susters. Die kollekte vanaand onder die erediens is vir Crossroads. Nou dit is die gemeente onder die Kosa Sprekendes. En dan die kollekte by die deure is vir die Pro Ecclesia Beursfonds. Nou daar, as my feite reg is daar 'n hele paar van ons gemeente se kinders wat ook deur hierdie beurs gehelp word om veral in die onderwys te studeer. Dus dit maak baie sin ook hierdie kollekte. Andries Kutse, dit is Judith se man. Judith, waar sit jy? Daar sit die heel voor. Haar man is in Kuilsrivier, hy is in die intensiewe sorg, is ek reg Judith, met hartritme probleme, hoë bloeddruk. Judith sê net nou vir my, sy was regtig bekommerd oor hom. Vrydag, kom ons bid ook vir hom, vir mooi beterskap. En dan wil ons graag eervolle losmaking gee vanaand aan een van ons ouderling, dit is Dion Malan. Dion, as jy net 'n oomblik kan opstaan. Dion het 'n geruime tyd, broeders en susters, met groot toewyding en groot ywer gedien. En ons wil vir Dion baie dankie sê vir sy wysheid. Regtig sy wysheid. En baie sake waaroor ons praat, dit was altyd 'n voorreg en 'n groot seën vir ons om Dion by ons te kon hê. Dion, ons gaan jou mis. Ons gaan jou eerlikwaar mis. Maar baie dankie vir die wonderlike dienswerk wat jy verrig het hier, en mag die Here vir jou ook ryklik seën en ontvang daarom eervolle losmaking. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing heerlik saam met mekaar Skrifbreiming 1:2. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Skrifbreiming 1:2. Kom ons bid nou saam. Ons Hemelse Vader, ons is hier by mekaar.
as die kerk van ons Here Jesus Christus, sy liggaam. En Here, as ons oor die kerk dink, dan verwonder ons absoluut oor hierdie nuwe skepping van U. En ons Here Jesus Christus het U ons reeds voor die skepping van hierdie wêreld uitverkies. En dit om heilig en onberispelik in liefde voor U te lewe. Deur U Seun, ons Here Jesus Christus, het U ons met U versoen. Hy is ons hoof. Hy is ons Here aan wie ons in lewe en sterwe behoort. Hy is ons hoof, na wie ons wil luister. Dis deur U Gees laat hy ons deel in die sterwe, maar ook in die opstanding van ons Here Jesus Christus. Dit is U Gees, Here, wat ware lewe in ons bewerk. Wat geloof gee, nuwe harte, brandende harte vir U koninkryk. En dit doen U alles uit die rykdom van U genade. Daarom, Here, wil ons U bly verheerlik elke dag van ons lewe. Wil ons U verheerlik dat ons deel het aan U groot genade. Daarom wil ons ook bly vertel in hierdie wêreld van die heerlike verlossing wat daar in Jesus Christus, U Seun, is. Ons wil bly verkondig van U genade teenoor sondaar mense. Dat die mense optel, dat die mense nuut maak. Dat U hoop gee in mense se lewens. Maar Here, as U kerk hier op aarde, is ons nog in so baie opsigte so onvolmaak. Kleinlike dinge kom baie keer tussen ons te staan. Klein dingetjies laat ons van mekaar wegdryf. Ons verloor so maklik fokus op die groot roeping wat U aan ons gegee het. Ons raak besig met baie dinge, maar verloor fokus op die roeping, die heerlike evangelie van ons Here Jesus Christus in hierdie wêreld te verkondig, met ons monde, met ons lewe, met alles wat U vir ons gee. Vader, dit ontbreek ons so dikwels aan ywer in U diens. Ons is nie altyd werklik gefokus in die heel eerste plek in ons lewe op U koninkryk nie. Ons prioriteite is soms so verkeerd. Ons bely dit voor U, Here. Ons erken dit, dit maak ons hartseer, want U oorweldig ons met genade op genade. Ons dankie dat U lankmoedig is met ons, dat U 'n pad met ons bly loop, en ons smeek, Here, dat U ons sal vashou, dat U ons as U kerk ook voortdurend sal lei deur U Gees.
dat ons sal volg waarheen U ons stuur, hoe U ons wil gebruik. Ons bid vanaand saam vir die gemeentes hier rondom ons, wat die evangelie van ons Here Jesus Christus moet bedien in 'n gemeenskap wat gebroken is, wat stikkend is. Ons wil vir hulle ook bid, Here, omdat die duiwel hulle ook nie los nie. Die duiwel so dikwels op die speek in die wiel wil steek, waar U kinders besig is om te werk en U te dien. Ons wil vir hulle bid dat U vir hulle geloof sal gee, volharding, dat hulle nie moedeloos sal word nie. Mag hulle duidelik raak sien dat U hulle op 'n baie spesiale plek in ons land geplaas het om daar kerk van ons Here Jesus Christus te wees. Ons bid ook vir leiers onder hulle. Leiers wat geesvervuld is, wat kan voorloop. Ons bid vir geloofsvisie, dat ons Here Jesus Christus sal sien aan U regterhand, die Here van die Here, en dat hulle in Sy naam ook sal bly werk. Sien die werk wat hulle doen. En mag ons wat langs hulle staan, wat naby hulle is, wat soveel met hulle deel, mag ons hulle dra, mag ons hulle ook inspireer, en mag ons mekaar bly oproep, om ons oog te hou op ons Here Jesus Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Ons vra dit van U om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing weer saam uit Psalm 19. Psalm 19 is voordat ons die woord van die Here gaan oopmaak, dit gaan lees en oordink. Psalm 19, ons sing die 4de vers. Hoe kosbaar bly U woord deur eeue onverstoord, steeds duursamer as goud. Hoe innig sê U woord dat ek aan U behoort. U is veel meer werd as goud. Dit is die 4de vers van Psalm 19. In die geloofsbelijdenis van Sia, broeders en susters, bely ons die volgende oor
oor die Heilige Gees. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. En dan direk daarna, fokus vanaand, is dan ook daarop, ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons sê, ons glo aan die kerk, as die skepping van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons lees nou 2 gedeeltes saam. Die eerste is uit Matteus 10, vanaf vers 1 tot 4, en dan 'n gedeelte uit Efesiërs 2. Matteus 10 vanaf vers 1 af. Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Die name van die 12 apostels was in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jakobus seun van Zebedeus en sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus die tollenaar, Jakobus seun van Alfeus en Tadeus, Simon die Kananeer en Judas Iskariot, wat Jesus sou verraai. Dis die kerk in die kleine, die 12 disippels wat die Here roep. En dan lees ons uit Efesiërs 2 vanaf vers 11 af. Paulus skryf in hierdie brief wat handel oor die kerk die volgende. Hy sê: hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem, deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muurskeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap, en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir die wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, en wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon.
wil graag vers 16 weer vir ons lees. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Hy verwys natuurlik na die Jode en die nie-Jode. Weet jy, broeders en susters, die kerk van ons Here Jesus Christus is en bly 'n absolute godswonder. Kom ek sê dit weer. Die kerk van ons Here Jesus Christus is en bly 'n godswonder. En dink vir 'n oomblik daaraan, deur sy gees bring Christus uiteenlopende mense bymekaar. En gee hy tussen hulle 'n eenheid wat menslik gesproke totaal onmoontlik is. Hy hef alle verdeeldheid op en maak hulle een in geloof, een in hoop, een in liefde. Weet jy iets hiervan? En kom ek sê dadelik, miskien iets in die kleine hiervan, het ek en 'n paar van ons lidmate die afgelope week beleef. Kom ek gee vir 'n bietjie agtergrond. Ons was op 'n byeenkoms waaroor daar gebid is, nagedink is oor die bediening van die evangelie op die hele Kaapse vlakte. Wat my so getref het, dit was donderdagmiddag en donderdag aand, was die uiteenlopende mense wat daar bymekaar was. Daar was mense bymekaar van totaal en al verskillende agtergronde. Mense bymekaar met verskillende persoonlikhede. Daar was gelowiges bymekaar wat uit verskillende woongebiede kom. Een van hulle het byvoorbeeld gesê, "Jou, die vrede in julle woongebiede, dit is wonderlik. Ek sou dit so graag by my wou hê." Van die mense wat daar teenwoordig was, en dit was maar 'n handjievol, was party al vir jare 'n gelowiges. En van hulle wat daar was ook mense wat letterlik deur die Here uit die vuur geruk is, nie lank terug nie. En tog het hierdie byeenkoms gewerk. Was dit 'n wonderlike byeenkoms? Was daar 'n eenheid tussen ons wat groot was? En daardie eenheid lê in ons Here Jesus Christus. Dat almal saam gerig was op een doel. Dit is die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus op die Kaapse vlakte. Aan mense wat stikkend is. Weet jy, toe ek by die huis kom en nadink oor alles, het ek net vir myself weer gesê, sien die wonder van die kerk van Jesus Christus raak. Hoe hy verskillende mense, uiteenlopende mense, en hom saam bind tot 'n eenheid, saamgerig op die verkondiging van die evangelie in hierdie wêreld. Weet jy, broeders en susters, iets hiervan sien ons al gebeur reg aan die begin van die Nuwe Testamentiese kerk.
Ons sien al iets hiervan in daardie 12 disippels wat ons Here Jesus Christus na hom geroep het, wat sy apostels geword het, wat hy uitgestuur het. Kom ons kyk vir 'n oomblik hoe hierdie groep gelyk het. Wie was almal daar? In hierdie kring was daar eerstens Simon. Simon, ons kan sê, die haastige persoon. Selfs die emosionele persoon. Ek ken hom as Petrus. Petrus wat altyd eerste 'n ding wou doen, wat voortvarend was. Hy was daar. Saam met hom sy broer Andreas. 'n heeltemal ander persoon. Baie op die agtergrond. Stil het Andreas maar mense na die Here toe gelei. Saam met hulle was daar Jakobus en Johannes. Mense wat, of 2 disippels wat waarskynlik vurige temperamente gehad het, want daar word op plekke na hulle verwys as die seuns van die donder. Twee mense wat ons Here Jesus kort voor sy kruisiging nog gevra het, Here, as U koninkryk weer oprig, een van ons wil aan die regterhand sit en die ander aan die linkerkant. Ons is vernaam. Jakobus en Johannes. Saam met hulle was daar Filippus. Iemand met 'n baie vinnige brein. Iemand wat alles eers baie mooi fyn wou bereken. Dan was daar Bartolomeus. Johannes praat van hom spesifiek as Nathanael van Kana, om te sê, maar hy kom uit die platteland uit. Hy het niks van visvang geweet nie. Maar tog neem die Here hom en bind hom in hierdie disipelkringe, maak van hom ook 'n visser van mense. Dan was daar Thomas. Swaarmoedig. Glo so moeilik. Maar ook hy het sy eie plek in hierdie kring gehad. En dan is daar ook van die disippels waarvan ons net die name lees. Jakobus die seun van Alfeus en Tadeus. Niks meer lees ons oor hulle nie. Maar hulle was geroepenes. Nou was daar tussen hulle ook Judas Iskariot. Judas wat Jesus sou verraai. Dan was daar ook Matteus die tollenaar en Simon wat ons kan noem die fanatikus. Nou hierdie twee, Matteus en Simon het radikaal van mekaar verskil. Hulle het verskil wat sosiale stand betref. Hulle het verskil in hulle denke. Hulle het verskil in hulle politieke uitkyk op sake. Weet jy, Matteus was 'n tollenaar. Hy het tolgeld geïn vir die Romeinse owerheid. En hulle is deur die Jode eintlik vertrap. Hulle is gesien as uitbuiters. Net gerig op geld, materialisties. In die oë van die Jode was hulle eintlik samesweerders met die Romeinse owerheid. En dan saam met Matteus kry Simon wat behoort het aan die Selote. Nou die Selote
was 'n baie patriotiese politieke party onder die Jode. Hulle was die verbitterdes, die opstandiges. Hulle het baie sterk gevoel vir hulle Joodse nasionaliteit. Hulle het die Romeine gehaat. Hulle het selfs so ver gegaan om van hulle te vermoor. Hulle staan ook bekend as die manne van die dolk. Gewelddadig. Matteus en saam met hom Simon. Uit hierdie totaal uiteenlopende kringe roep die Here vir Matteus en vir Simon. En tog, broeders en susters, werk dit. In hom word die verdeeldheid tussen hulle opgelos. Word hulle deel van 'n nuwe eenheid. Vorm hulle saam met die ander apostels die fondament waarop die kerk van Christus gebou word. En so, broeders en susters, het dit deur die eeue gegaan. In die kerk wat gebou is op die fondament van die apostels en waarvan Christus die hoeksteen is. In hierdie kerk word mense van uiteenlopende afkoms. Ons kan sê word mense van uiteenlopende geaardhede. Word selfs mense van uiteenlopende denke in Christus saamgesnoer tot 'n eenheid. In die kerk kom arm en ryk. Kom geleerde en ongeleerde mense. Kom vernaames en heel eenvoudiges by mekaar. Oud en jonk. Wit, swart, bruin. Kom by mekaar om die een liggaam van ons Here Jesus Christus te vorm. En dit verwonder my. Dit verwonder my as 'n mens dit op 'n manier sien en beleef. Maar waarom gebeur dit? Dis omdat ons Here Jesus Christus gekom het om vrede te bring. Die profete het al oor sy koms geprofeteer en gesê, die vredevors is aan die kom. In sy geboorte hier op aarde word daar gesing vrede op aarde. As Paulus aan die Efesiërs skryf oor die kerk, dan sê hy, Christus het die muur van vyandskap afgebreek. Hy is ons vrede. Wat beteken hierdie vrede? Dis om onverdeeld te wees. Dis om heel te wees. En dis waarvoor ons Here Jesus Christus gekom het. En hom verenig hy uiteenlopende mense by mekaar. Bring hy 'n Matteus en 'n Simon by mekaar. Jood en nie Jood. Maak hy tot 'n nuwe mensheid. Wat een in geloof is. Wat een in liefde is, wat een in hoop en verwagting is. Ons Here Jesus versoen ons eerstens met God, maar dan ook met mekaar. In hom vind ons vrede met God.
Maar broeders en susters, aan die voet van die kruis vind ons ook mekaar weer. Dis die wonder. En Jesus Christus kom vriend en vyand by mekaar. Om saam sy liggaam te vorm, om onverdeeld in Christus te wees. Deur sy gees bind Christus ons aan hom. Maar dan laat hy ons ook leef vanuit die liefdesbeginsel. Dan laat hy ons na mekaar luister, mekaar hoor in 'n ware gees van opofferende liefde, omdat ons die liefde van die Here vir ons ken. Weet jy, broeders en susters, ongeduld met mekaar se standpunte, ongeduld ook met mekaar se swakhede, ongeduld met mekaar se tekortkominge, kan so vernietigend op die kerk van die Here uitwerk. Ons kan ook so maklik totaal en al ingeneem word deur ons eie opvattings oor wat goed en reg is. Dat ons nie meer die stem van ons Here hoor nie. Dat ons hom nie meer hoor as hy met ons praat as sy kerk nie. Maklik gebeur dit vir ons om allerhande kleiner dingetjies handel. En nie om Christus self nie. Dat nie meer vir ons bo in alles gaan om ons koning en ons Here Jesus Christus nie. Weet jy, die kerk van Jesus Christus, ook ons eie gemeente, is 'n absolute godswonder. U moet dit raak sien. En hierdie eenheid wat ons in Christus het, moet ons bewaar, moet ons koester. Ons moet dit saam bewaar en koester. Deur saam met mekaar voor Jesus Christus ons Here te buig. Deur na hom te luister. Ons moet hierdie eenheid koester. Ons moet dit bewaar. Deur in groot liefde met mekaar te lewe. In groot liefde, groot begrip vir mekaar. En kom ons sê vir mekaar, ons moenie hiermee speel nie. Hiermee moet ons nie speel nie. Want Jesus Christus het sy liggaam gegee, het sy lewe gegee vir sy kerk. Hy het sy lewe gegee vir jou en my. Hy het sy lewe gegee vir 'n nuwe mensheid. Vir 'n groot skare uit alle volke, tale en nasies. Wat die een liggaam van Christus vorm. In ons woon en werk ook die Heilige Gees. Ons moet hom nie bedroef nie. Mag ons die wonder van die kerk bly sien.
Mag ons saam met mekaar ons eenheid in Jesus Christus vind. En mag ons met mekaar leef in die grootste liefde. Amen. Ons gaan ons gebed nou sing, broeders en susters. Dis die beruiming van skrifberuiming 15:1, vers 1, 2, 3 en 4. Ek gaan vra dat u staan as ons saam hierdie gebed vir die kerk van die Here gaan bid. Daarna gaan ons dan geleentheid gee vir die liefdegawes en daarna sing ons dan Psalm 133 vers 1 en 2.
kerk van Jesus Christus. Mense wat deel het aan die Here se genade op genade. Kyk nou, hoe die Here ook u seën om sy kerk te wees in hierdie wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal.